Sies vir jou. Sies vir jou. Ek wonder wat sê die Here van jou vanmôre. Ek wonder wat sê die Here van jou vanmôre. Jy wat in jou warm bedjie slaap, die boemelaar langs die straat. Môre al julle pragtige mense. Lees vanoggend. Ek kom sê net hallo, hier in die agtergrond sal julle hoor is 'n live aan van ou Trendy Wendy saam met ou Caroline ou Binsema. Ek wens vir julle daar geluister. Maar daai twee pragtige mense vanoggend gesels. Maar toe besluit ek wil ook inkom en maar praat waaroor hulle ook praat. Môre. Yes, ek het nou vir niemand weet ek is live vandag nie. Hallo ou Vanessa. Hallo Leonie, is Leonie hierso? Vanessa is hier. Vanessa, jy moet sê as jy ook wil inklim, man, kan jy kom hallo sê en wag laat ek gou ou Caroline net hierso pos, anders dan gaan ons nou oor mekaar praat. Is my klankterm okay daar by julle almal? Mis ou môre, ek het so 'n bietjie van 'n griep. Andries, hallo aan jou ook, Bloemies, Roos. As jy is van julle wat wil môre sê en hallo Nolly en julle wil in die boksie klim, ons gaan net vir oggend lekker praat. Ons is nie ouens vir drama nie. Hallo Leonie. Okay, jy kan nie boksie nie, maar jy's luister. Nee, dis reg Leonie. As jy so by deur die comments gaan en as iemand wat vieslik is, haal maar uit. Ek wonder, laat ek gou Leonie, sal jy my guns doen in die live vir my share, daarna ons groepie toe, miskien kan nou Erna kan kom môre sê, ek wonder of ek hier sommer 'n ou sakboekie moet grypie en sommer maar vir julle weer 'n bietjie storieetjies beginne vertel. Ons kyk hoe kom die mense by. Ek sien nie sal darm 9. Ek het nou wragtig nie verwag ek gaan meer as 5 of 6 mense hê nie. Maar nee, welkom aan almal en tap en share maar. As julle in die boksie wil klim, kom sê hallo. Ons gaan vertel vir my waar julle is in die land. Ek is hier in Boksburg, ek meen Port Elizabeth. Julle wat in Boksburg is, kom sê hallo vir my. En die honde is hier in die sitkamer, hulle het al klaar môre gesê. So en vanoggend gaan ons maar net, ek het net gevoel, ek het nou vervelig, ek het lanklaas ingekom, ek het lanklaas hallo gesê. So Nolly, môre aan jou ook, Danel, jy is daar, môre aan jou. Enige iemand wat wil inklim, kom sê hallo, tap en share vir ons asseblief. Ek sien TikTok is 'n wêreldoorlog op sy eie, 'n oorlog waarin ons glad nie belangstel nie. Dis 'n geslegssery, is 'n gevloek en skellery, is 'n betalery om mense van die lug af te kry. Dit is hulle game, dit is nie ons game nie. Ou nie sit hier in die comments, Erna sal seker net kom hallo sê, en Skalk is daar in die agtergrond besig. Ons kom al baie jare met presies wat nou op TikTok gebeur. En mense, as julle betrokke is by hierdie goed, onttrek. Op die einde van die dag is dit hartseer, pyn, geld wat verloor word. Ek sien op TikTok is daar mense wat hulle werke verloor. Dit is nie die moeite werd nie. So as julle wil julle koppe stamp, as hofsaake teen mense, dan gaan julle koppe lelik stamp. Môre Danel, wil julle inklim? Hallo Tony, môre aan jou. Ek ken nie julle almal nie, maar julle is welkom in te kom. Jy kan nie jou gesig wys nie, ek het net prentjies. So as jy in die boksie wil klim en jy wil vir my hallo sê, moenie worry nie, dit sal nie jou gesig wys nie. Ek wys nie my gesig nie, want ek gee die haters nie nog skiet goed om verder te gaan snert kwytraak oor my nie. Maar ja, en julle kan nie so in die comments, ek het nou my bril so 'n bietjie opgesien om op te vang. Hallo Tony, môre aan jou ook.
Dan sê bietjie waaroor kan ons gesels? You can pin a comment nou. Ek het nie 'n klou wat hierdie TikTok nou hier vir my sê nie, maar so gaan dit maar. Maar verskoon so nou en dan draai ek my kop weg en vang ek net 'n hoesie. Yes, ek het 'n griep gehad so vir 3 weke nou nie. Wat my opgeëet het. En dan die ander probleem wat ek gehad, nou die dag val ek hier oor die hond en oor die stoel en hulle is mos oral, jong, dis mos hulle huis. En ek het 'n seerplekkie op my maarmerrie gekry. Yes, en toe sukkel ek om hy seerplek gesond te kry nie, en toe begin hy rooi raak, en toe begin ek worry. Toe het ek nou Saterdag by die apteek ou salfietjie gekry, want ek het nou nog suiker en cholesterol, en ek het mos die packet siekte gekry. Ek weet nie wie van julle sit almal met die pakket siekte nie. En hierdie wat ek my kop wegdraai in hoes, dis eintlik nie 'n siekte nie, dis my longe wat nie wil saamwerk nie van al my gestokery. Maar ons wil ons nou maar nie hoor nie. So ja, ek het toe some Invectormin for the flu. Ja, ek het hier so klomp goed al gekry, maar ek is mos 'n ou wat bang is vir medisyne en daai tipe van 'n goed van Nessa, jong. Eerlik. As ek het daai hartaanvalle gehad 3 jaar terug. Julle gaan my nie glo nie. Ek was in die hospitaal, dis toe hulle nou al hierdie pakket siekte van my opgetel het. Ek ging van Facebook profiel. Ja, dis lelike goed wat hierdie mense mee besig is, jong. Ja, en dit ruk hand uit. En toe sê ek in die hospitaal gewees vir 'n week, maar ek kan vandag nog nie sê ek het 'n hartaanval gehad nie, want ek het niks gevoel nie. Toe druk hulle so ding in my are op, in my hart in. Toe sê hulle daar's 'n vernoude aartjie, maar hulle is nie so ge-worried oor om die medikasie kan hom regmaak. En ek is toe huis toe na die week, en dis 3 jaar terug, ek het die hartspesialist nog eers weer gaan sien nie, teruggegaan nie, nog nooit. Want ek weet, as ek nou terug gaan, hoe gaan hy weet of daai aartjie nou oper is, of weer toer is, hy gaan weer die ding in my hart in moet druk. Ag nee, wat? Ek leef nog, ek haal nog asem so. Ek is heel alright. Maar ja, laat ons sien. Hartsauna wys die 5 rooi streepies. Ja, nee, hierdie siektes, ons raak regtig nou oud. Ons raak oud. Kom, gaan iemand saam, wag, wie wil hier so invite? Iemand wil inkom. Dink is Vanessa, het jy ge-invite hier so? Aklim sê, dit was seker 'n ongelukkie gewees. Ek druk ook partykeer so en luister ek mense se lives. Dan sê hulle, nee, Potty, ons laat nie nou mense toe nie. En sê ek, maar ek het nie gevra om in te klim, want ek verkeerde knoppies gedruk. My dis die sonar, man. Sonar, ja. Nee, ek is bang vir daai toetse, want ek weet, daar gaan nou weer iets wys wat nie reg is nie, en dan sou maar weer by die begin. Maar ja, ag, wat so gaan dit, maar. Shame. Hy Trendy Wendy is 'n baie nice vroukie. Ek kry haar baie keer in nou Cathy se live ook, het ek al vir hulle gesê hallo. En dit lyk vir my iemand het nou vanoggend gegaan in die arme Caroline, ou bin se ma wat so geloof praat en bid en goed. Iemand het daar nou verskriklik sleg gesê weer en hoekom is ons sulke mense? Jessie, die arme tannie het mos nou niemand geplan nie. En ja, maar dit is nou wat op TikTok aangaan, hè.
increase is estimated 560 live viewers with 150 in promote. Nou, hoekom sal ek nou promote om viewers te kry? Dis mos nou nie waarna ek belangstel nie. Maar ek wil so nou en dan 'n ou rosiekie kry, maar dit sal ek ook nog nie kry nie. Hallo Roxy. So ja, en ek kry daarom tap en shares. Ek het 'n bietjie skade gehad met my kar, maar o genade. Wie het dit nie? Dis batterye en dis alternators en you name it. Maar ek wonder, ek dink ek gaan nou 'n sakkie gryp daarso en gaan kyk ons maar 'n bietjie waar was ek vandag so 30 jaar terug met daai helikopter geïs. Seker maar hier tussen die baie en die Transkei iewers. Maar julle moet sê waarmee oor wil julle praat? Wat sê julle van die oorlog, joh? Yes, daai Amerikaners en die wêreld is aan die gang en olie word opgeblaas en op die einde van die dag gaan ons almal onder lê. Ons gaan maar net moet koop en betaal. Want alles raak nou duurder. Maar dit moes ook seker maar gekom het, nee. Môre Mrs. van Wyk. Ja, ek wonder, kom ons kyk as ek hierdie ding ook kan share. Ek hoop ek sny my nou af. Ons op Facebook. Sy, kom ons share, ons kyk of ons nog so 5 mense kan bykry. Iran is sterk volgende Kiba. Ja, nee, ek het gesien en waar is dit is hier die Chinese nie. Iemand wil ook nou daar toe tree in die. Ja, maar die Kubane is 'n snaakse nasie daai jong. Hulle gaan ook oral waar hulle nie moet wees nie. Hulle was mos betrokke met ons Angola bosoorlog ook. Altyd aan die verkeerde kant, die terroristiese lande en kante. So, ja, dis maar lelik, maar oorlog daar's in elk geval op die einde van die dag nooit 'n wenner in oorlog nie. So dis maar 'n lelike game. Maar nou ja, as ons die oorlog buite het, dan ons oorlog in ons huise en as dit in ons huise is, dan kom ons wragtig en ons maak oorlog op TikTok. Kan jy dit nou oorvertel? Môre Dani ook. Ek moet nou seker hierso iets skryf op. Laat ek net hierso tik. Môre almal. Die ding sê ek moet 'n comment maak. Nou hoekom moet ek nou 'n comment maak as ek dan nou somme moet jy vir julle môre kan sê? Daar sy tap in share asseblief. My genade, laat die voor nou vir my wil vertel wat ek moet doen. Kan jy dit oorvertel? Eers maar hoorie, so ek sal moet gaan iets skryf my. Hou net gou aan. Ek sal moet regtig iets gaan kry, my bors klink nie lekker nie. Nou die dag toe vra iemand vir my het ek asma. Nee, ek het nie asma nie, ek rook net my longe moer toe. Ek wil mos nie hoor nie en daar gryp ek hom alweer. Maar ek kan nie onthou nie toe ons begin het op TikTok. Okay, ek is nou nie jare op nie. Maar dan die ouens gerook op TikTok, dan het hulle warnings gekry. Vandag rook hulle die screen donker, ek ook. So, maar dis hoekom ek sit in my kamera aan nie. Ek wil nie laat mense vertel vir my hoe vet is ek weet ek is vet. Hulle gaan ook nie vir my vertel hoe lelik ek is nie, want ek weet hoe lelik is ek. So ja, ek sit nou nie 'n kamera aan nie. Maar kom ek soek iemand in die boksie man, julle my kom vertel waar in die wêreld is julle? Wat doen julle vir 'n lewe? Ek was maar in die poskantoor, ek het klaar gemaak met skool.
toe sê ek poskantoor, toe werk ek vir 'n jaar in die poskantoor as 'n tegnikus. Ek het begin toe, nou ek is nou obvious toe nog nie gekwalifiseer nie. Toe kom hy mooi bruin papiertjies van ons in die pos. Toe word ek ingeroep, want die poskantoor en spoorweg en daai ouens het mos nou nie AMI toe gegaan daai jaar nie, jy het vryskelding gekry, dit was mos staat, maar jy het 'n keuse gehad. En wat sê Potgieter? Nee, Potgieter wil gaan kyk hoe maak hulle bommetjies en lekker gunnetjies skiet en al daai goed. En toe sê ek weermag toe. Vir 2 jaar. Dit was my keuse. Toe kom ek terug, toe moet ek 2 jaar vir die poskantoor terugwerk, want ek het nogal goed gepy toe daai tyd nou opwees, want die poskantoor het my betaal en die weermag het my betaal. Maar toe moes ek nou 2 jaar vir die poskantoor terugwerk, en in daai 2 jaar het ek toe ook as 'n tegnikus gekwalifiseer. En die eerste jaar toe kry ek 'n helse klomp geld wat hulle van my teruggehou het, so gespaar het natuurlik. Waar het ek trouringe gekoop het in 'n kar, en in die tweede jaar, ek kan nie onthou wat ons, maar ook 'n groot bedrag geld uitgekry, maar toe sê ek nou al getroud. En toe gaan dit aan, en ek dink in 85, 87, toe sluit ek aan as 'n reservis by die polisie. En in die 90er jare toe beland ek in die lugvleuel op die helikopter, en daar het my hele lewe verander. Ag, en toe het ek seer gekry ook, maar ek het oorspronklik in die weermag my rug seer gemaak. Toe sê ek op die einde na 4 rugoperasies is ek medies af. Ek kan wragtig nie die presiese jaar onthou nie, maar ek het toe nou maar aangegaan as 'n reservis, en ek het al my kampe klaar gedoen. My laaste kamp was 1994, met die groot verkiesing. Maar hom het ek nie gedoen nie. Toe die polisie my opgeroep vir daai kamp. En toe is ek sommer klaar ook met die weermag. Ek weet nie, toe het hulle jou hy keuse gegee, wil jy aangaan of aanbly, en toe het ek nou klaar gemaak, toe gaan ek aan met die polisie as 'n reservis. En ja, so het my lewe begin, die land vol te toer, al die mooi gesien, al die lekker, die Transkei, Ciskei, you name it, op, Natal, af, George se kant toe. Is natuurlik 'n ander wêreld uit die lug uit. En ja, dit is maar, en ek het so, ek dink 6 jaar terug, 8 jaar terug, ek kan nie eens onthou nie, toe het ek nou maar daarmee opgehou. Nou, hier is al 'n paar stories van my op TikTok. Ek het 'n blog ook, waar ek het oplaai, wat ek gedoen het alles, mense gered, die hartseer en die pyn, arrestasies, waarvoor het al mense toegesluit. Ons staan mos bekend as weekend warriors. Wat waar is, hoekom nie? Ek was 'n weekend warrior. Maar hier is regtig mense wat nie 'n klou het wat is 'n vis ook in die polisie doen nie. Jy weet, hierdie Timo lawyers en Timo TikTokers, hulle het regtig nie 'n idee wat aangaan nie. Maar ja, dit was maar my lewe tot vandag. Bestaan polisiereserviste nog? Tou nie, ek net kyk of daar nie iets vorentoe ook is nie, nee, is nie. So ver ek weet bestaan hulle nog, maar ek dink, jong, dit is, ek weet nie vir wat hulle bestaan nie, of wat hulle doen nie. Obvious, die wette nie verander nie, so as jy reservis vandag is jy presies, as jy gaan werk, is jy 'n polisieman, daar's nie 'n verskil nie. Maar natuurlik moet die dissipline en wat daar buite aangaan in die opleiding, ek weet gewone polisiemanne gaan skiet nie eers meer nie, want daar's nie geld nie. Môre Rockjock, daar is nie geld vir opleiding nie. So, wat nou nog van die reserviste? Ek dink hulle is nou regtig maar net. En okay, die laaste
val toe die wêreldbeker, die sokker nie, in die rugby en goed. Toe het ons betaal ook en ons het nogal goed geld gemaak aan Leo opgeroep vir daai tydperk. En dan was ek natuurlik gelukkig geweest want elke keer wat ek op die helikopter gaan werk het, dan het hulle my natuurlik ook betaal. So, nee, dit was sommer lekker tye gewees. Môre ek sien hier sou Erna ook in. Mense, maar die mense spoor hierdie potgieter op. Hallo Pottie. My pragtige vriendin, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Nee, alright man, ek het sommer, weet jy, net skielik toe druk ek die knoppie toe dog ek wag laat ek gaan kom hallo sê. Want ek weet nie of jy die gesprek geluister het tussen nou Trendy Wendy en nou Caroline. Nee, wat sê Nee, ek het hom gemis. Ag, sy man, hulle het arme Caroline nou weer uitgevat omdat sy vir die mense bid en nou geldjie vra en toe Trendy Wendy het tussen hulle ingespring en vir die mense gesê, los die vrou, jessie, sy kry julle harte reg, man. Ja. So ek gaan nog nou kom hallo sê, want weet jy, dis net oorlog en nonsens, niemand praat eens meer lekker mee met mekaar nie. Dis waar. Nou ek is nou net hierso om vir jou te kom moderate. Jy kan nou jou storie verder praat. Nee, wat ek het nie 'n storie om te praat nie, Erna. Ons gaan sommer net lekker praat. Ek sien nou Rockchock is ook hier. Oor TikTok wil ek glad nie praat nie. Julle het my nou die dag gewaarsku, kyk hoe amper. Ek gaan nou my vinger in hierdie hond se keel druk gou. Voilà. Sien jy, hier soek ek nog die posknoppie toe, hulle sommer stil, hulle het gewete gaan kom. Ag, toe dog ek gaan die mense begin aanvat, maar waarvoor? Net om verder weer gevloek en geskel te word. Ek het dit nie nodig, man. Ja, so baie van dit. Hoe lyk jy weer by julle, Erna? Nou oop gaan. Okay, ja, hier by ons is dit maar winderig 'n bietjie. My genade, hier sou Rockchock ook môre, hier is ook. Môre Pottie, hoe nou? Ek hoor jy wil nou nie oor klippe praat nie. Nee, joh. Nee man. Hoor hierso, ek het 'n helse speech voorberei, nê. En ek dog nou gaan ek hierdie TikToker vertel. Want die een slaan sy vrou en die ander een slaan sy vrou, maar nou wil hulle mekaar uithaal, maar albei. En ek berei daai speech voor. Ek tog vanaand ruk ek hierdie TikTok uit mekaar uit. Toe kom hierdie Erna en hulle ou nie. Maar hulle gryp my in my bek. Ek skrik so groot, ek skeer sommer my speech op. Toe dog ek, Shame Pottie. Bly net stil, potgieter, en wees net jouself en geniet TikTok en los hy mense. Weet jy, Pottie, ek het 'n besluit geneem, Erna. Ek gaan myself totaal en al verwyder van hierdie haatgroepe af, geheel en al. Ek wil niks weet van hulle nie, ek wil niks weet van hulle gevyf en hulle bekleierery en hulle goed nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan myself al hoe meer omring deur positiewe mense soos Erna, soos jy, en ek het soveel ander mense op TikTok en wie kan praat wat almal positiewe en mooi mense is, en ek gaan net eenvoudig wegbly van hierdie ewige fetus en bekleierery en goed, want weet jy wat, Pottie, dit het my persoonlik begin affekteer. Absoluut. Nee, dit is so. Ag nee, ek wil ook net hierso kom sit en lekker praat maar en weet jy nie, noem jy een ou se naam, dit lyk my dis soos 'n kliek. Dan is daar nou 5 ouens wat oor jou praat en die snerp. Hoor hierso gisterand luister ek 'n live, ek gaan nie name noem nie.
Nou sê die een vroumens vir die ander vroumens, hoekom het jou man dit van my gesê? Jy weet dit is nie waar nie. Nou probeer die vrou 'n man regverdig. Sy sê, maar jy het sy naam genoem toe retaliate. So dit lyk my as jy nou retaliate, dan kan jy sommer vir iemand sê net wat jy wil, die grootste leuns op aarde en dit regverdig nou alles. Dis waarvan ek praat. Ek het nie lus of tyd vir sulke snert nie. As 'n ou nou sê ou Potty is 'n pedo, dan bly ou Potty stil en ek bly maar 'n pedo en môre is alles weer verby in ons leef aan. Maar as Potty gaan retaliate nie, dan sal sê is lives oor dit. Nee, absoluut. 1000% korrek. So die beste is, onthou nou baie van hierdie goed wat jy op TikTok gebeur. Ek noem dit 'n storm in 'n teacup. Weet, laat dit net verby waai. Dit sal op sy eie tyd verby waai. Maar die oomblik as jy nou daarop reageer, dan is dit presies wat hierdie mense wil hê jy moet doen. Want dit gee hulle regverdiging om dan weer terug te kap. En dan net nou is dit heen en weer beskuldigings en gevingerwys en die hele ding ontaard in 'n hele onaangename gemors. So die beste is, bly net weg van daardie groepe af, van daardie mense af, en dis presies wat ek van nou af gaan doen. So as daar mense is wat negatiewe kommentaar lewer op my as ek in 'n live is, ek gaan dit eenvoudig ignoreer. So maklik soos dit. Dis die beste wat jy kan doen, man. Ek meen is nou al hofsaake teen TikTokkers. Ja. Hoe ver wil jy nou gaan dat jy hofsaake teen mekaar maak om nie jou naam te noem nie? Bly dan net stil van mekaar. Ek het nou jou aand vir 'n vroumens gevra, het jy 'n crush op hierdie ou? Jy's 'n getroude vrou, maar jy kan nie sy naam uitlos nie. Ja. En hoe meer sy praat, hoe meer praat die ander ou, en hoe meer hy praat. En die verskriklikste is die mense in die kommentare. Ja. Ek gaan nie kerk toe nie, maar ek weet hulle ook nie. Definitief nie. Hoe gaan dit? Ja. En Rockjock, as ek nou hier opklim en ek vloek en skel jou nie. Soos wat ek praat nou van, ons weet wat se woorde word gebruik. Wil jy vir my vertel vanaand as my vrou en kinders in hierdie huis inloop, ek is 'n ander Potty wat net liefde en mooi praat? Ja, nee. Nooit, man, dis hoe hulle leef by hulle huise, man. Maar dit is vir my asof TikTok bring die ergste uit in mense, want jammer, ek het al gesien dat mense mekaar hierso absoluut op die grofste manier en in die grofste terme kan vloek. Dit is net ongelooflik. Ek meen, geen mens daar buite in die normale lewe vloek 'n ander mens so nie. En dit kom neer op crim and injuria, en van daai, dis ernstig. Dis nie net sommer jy sê vir iemand, man, jy is net kom ons gebruik 'n stupid voorbeeld, weet, man, jy's lelik. Nee, dit is die grofste taalgebruik wat jy in jou lewe kan verbeel. En dit word net erger, want nou vloek die een die ander ene, en dan vloek die ander ene nou terug, en die ding eskaleer, en net nou is dit net een vet, vieslike gemors. Dan is mos nou 'n kliek. Ek wil wegkom. Is klieks wat met mekaar staan, maar Skalk het nou hier aan 'n interessante opmerking gemaak. Ek het nooit so daaraan gedink nie. As jy gaan kyk na hierdie ouens wat mekaar so verskriklik vieslik vloek nie, dan het hulle mekaar al almal in persoon geontmoet wat teen mekaar gedraai het. Ja. En dan die gerondslapery en die gesnyfery en al daai goed, dis ook nie nonsens nie, daai goed het gebeur. Ja, dit gebeur. Maar hoe sê ek nou vir jou, Rockjock, jy het nou gesê Potty is 'n poepel, nee. Jy gaan nou na my boksie toe kom en dan gaan jy nou kom verduidelik hoekom het jy dit gesê. Wie die hel is ek om vir jou te sê, kom verduidelik aan my hoekom het jy dit gesê. Absoluut. Vergeet daarvan of ek bel ou Rockjock en ek sê, hoor jy my pel,
Ek het nou nonsens gepraat van jou, ek is sorry man, jy het nou nonsens gepraat van my, kom ons gaan aan en ons noem net mekaar se name nie, en Ja. dit is die einde Ja. vir dit en ons beweeg aan. Of ek blok jou en klaar. Maar nee, drama. Nou sien ek, ja, die ouetjie wil oor Loftusveld hardloop. Okay. Ek weet nie of jy dit nou gesien het Saterdag nie. Nee, Hy klim op 'n live en hy sê hy gaan nou Loftus toe, hy gaan streek, maar hy gaan hom nou nie kaal uittrek, hy gaan nou net hardloop. En ek dog toe dis nou 'n grappie, jy weet. En ek kom die middag, kom ek hier op die live en ek kyk so wragtig, hier is hierdie ouetjie lank Loftus op 'n live. En ag, ek kan nou maar sê, hy is toe in Christian se live, hy praat met Christian. Okay. En nou saai Christian dit uit en die ouetjie opwees saai dit nou uit want hy het sy foon, maar hy's nou in die boksie. En ek sê toe, stop daai ouetjie, hy gaan gevang word en hierdie ding gaan backfire op jou, want dit is onwettig en jy's besig om dit te livestream. Op die einde toe klomp mense daar sê stop, en soos TikTokers is, lyk dit my iemand het Loftus gebel en gesê wat gaan. En hulle het blykbaar 'n aankondiging gemaak en gesê, hoorie so, as julle wil hardloop, nee. Die ouetjie trek toe kop uit, maar toe sê almal stop. Wragtig daardeur is ek van sy het hy my nou geban. Ek kan nou nie sy lives kyk nie. Okay. Well, Nou vra ek myself, hoekom nou dan my ban? Ek luister hom in elk geval op 'n ander naam as ek hom wil luister, wat ek in elk geval nie in belang stel nie, maar baie keer as hy niks het om te doen nie, die ouens het goeie goed ook wat hulle doen, hulle kry werke vir mense, ja. en hy gee as iemand regtig geld nodig en dan help hulle die ou, soos nou die dag wat wat is hy vrou se man wat dood is, man, ek het ook nie van haar gehou in die begin nie. Ek weet nie daarvan nie. Maar anyway, hy so skielik dood, toe het hulle geld ingesamel vir hom vir die verasting. Toe het hy ook haar klomp geld gegee. Jy weet, dit sien die mense nie raak nie. Nee, maar hy moet een ding besef nie. Daai wat hulle vrouens so vloek, hulle sal moet ophou daarmee. Ja. Nee, wat Botti, ek het 'n absolute wilsbesluit geneem. Ek gaan myself omring deur positiewe mense soos jy, Skaak, Leonie. Ek het etlike ander vriendinne, Nikkie, pragtige mens. En so aan. En al hierdie ander elemente, hierdie negatiewe elemente gaan ek eenvoudig vermy. En as hulle kommentaar lewer hier onder in die kommentaarseksie en ek sien dit raak en dit is negatief of lelik of wat ook al, gaan ek dit bloot eenvoudig ignoreer, want dit gaan verby en dit is nou, soos ek sê, it's a storm in a teacup, maar nou eens, as jy daarop reageer, dan en dit is presies wat hulle wil hê, want dit gee hulle regverdiging om dan nou aan te gaan daaroor. En dit hou net nooit op nie. Jy sê iemand nou, dis Amelda Klaasen en Jaco, wat oorlede is. Ja, dis reg. Amelda se, was hy haar man of man, of hulle getroud was, weet ek nie. Ek weet net. Maar kyk, die mense daar toe mos nou verskriklik aangeval, want ek gaan dit nou nie noem nie, maar ons weet mos maar hoe sy bekend geraak op TikTok met die as-storie. Jy weet, is jare terug, man. Die vroumense het haar lewe verander, sy het haar liefde gevind, die ou het in die tronk gesit en sy het lank vir hom gewag en hulle was gelukkig. As jy hulle gesien het op 'n live, was hulle gelukkig. Presies, man. Jy moet hoor wat sê sy, die verskriklike boodskappe wat sy op WhatsApp gekry het, na daai ou se dood. Hoe kan daai mense wat sulke goed vir haar stuur, vanaand geslaap het? Dis mos nou verby, laat die ou gaan rus, los die vrou, laat sy haar lewe aangaan. Ja, maar dis nie mensdom is.
Maar Potty, dit is ongelukkig so, daar is mense daar buite wat een of ander siek genot of satisfaksie daar uitput, om juist nou daai mens nou buite kom, te tuister, te pes, te seer te maak. Dit is een of ander siekte, dit is 'n tipe narcissistiese persoonlikheid, dit is 'n sadisme. Los die mens, sy het iemand verloor vir wie sy baie lief was, baie duidelik, los haar nou uit. Ja, nee, ek meen, kyk wat het nou die dag met Skalkele gebeur. Ag, weet jy, hier, ons rand ook nou oor 'n klomp nonsens, maar dis is feite. Ja, Hulle beplan hierdie hele moerse optog by die hof, wat ons geweet het, daar gaan nie eens 'n hofsaak wees nie. ja, Hulle kom presies. terug, hulle neem 'n klomp video's om Skalk te verneder. Daai video speel toe so in die puzzle, dat jy nie kan glo nie, want daai kan 'n ou bewys wat het hulle beplan. Dit was 'n Ja. conspiracy om Skalk te kry, om nonsens te maak, laat hy gearresteer word. Dus hy mos nou nie daar nie. Ja, Nou het hulle hy video's op TikTok versprei en hulle het hulle rand gehad vir 'n dag of 2. Nou het hulle dit kastig alles gaan verwyder. Hoekom? Dis klaar. Julle het julle foute gemaak. Maar dit is hierdie TikTok Timo. Dit lyk my hulle leef uit Google uit. As Google sê yes, dan doen hulle dit en dan wil hulle nou spyt wees daarna. Maar ek weet nie hoe en my vraag op die einde kom nê, hoe ver? Kyk my maat, ek sê vandag vir jou, jy gaan 'n TikToker of 2 eendag in die baai inkom. En hulle moet oppas want Potty gaan uitvind waar hulle is. Hulle moet net dit onthou. En ek is nie 'n gewelddadige ou nie. Ek is nou wat 63. Ek is in my moer met 4 rugoperasies. Wat ek het die hele pakket van cholesterol en suiker en kloor en poepelsiekte en alles het ek saam gekry. Maar ek ken 'n paar Bouterbyk ouens hier uit Forest Hill, nee, hulle slaan jou met die hond, nee, maar hulle haal nie hulle slaan jou met die ketting, maar hulle haal nie die hond af nie. So hulle moet baie toe kom, hulle moet lekker aangaan met ou Potty. Ek vra niemand, as jy my nie like die blok my en los my uit. Maar ja, dit is tog dodelik eenvoudig. Ek het hier so 'n paar mense op TikTok met wie ek gepraat het en dan kom jy agter hierdie persoon hou nou nie baie van jou nie. En dit is oukei, dan beweeg jy eenvoudig aan. Ek hoef myself aan niemand te verduidelik nie. Weet jy Potty, wat my nou baie vies gemaak het vir 'n rukkie, maar ek lag dit nou af. Daar was hierdie ou groepietjie gewees op TikTok wat hulle self The Punishers genoem het. Ek weet nie of jy hulle kan onthou nie. Ek weet nie eens of hulle nog aktief is nie. Nou hierdie klomp, hierdie spul, het hulle nou self aangestel as die morele polisie van TikTok. Dan as jy nou iets gesê of gedoen het waarvan hulle nie gehou het nie, dan moes jy nou aan hulle verantwoording doen. Dan het hulle jou voorgeskryf met wie jy mag praat en met wie jy nie mag praat nie en waaroor jy mag gesels. Kan jy jou dit voorstel? Kan jy jou dit voorstel? Wat dink daai ou nou regtig wie is hy? Nee, ek het vir hulle baie vinnig in baie duidelike, lekker boere Afrikaans gesê presies wat hulle kan doen. Ja, en dit het min of meer in die rigting gegaan van vlieg in julle moere in. Ek sal praat met wie ek wil, waaroor ek wil, wanneer ek wil, en dit is dit, solank dit binne die kader van, of binne die perke is van ordentlike geselskapvoering is, solank dit van beide kante die goedkeuring wegdra van die onderwerp waaroor ons praat, kan hierdie punishers in hulle moer vlieg. Ek sal praat met wie ek wil, wanneer ek wil, en julle gaan niks doen nie. Nee, dit is so, hoor jy, ek wil net sê, Jones, ek sien, jy sê iets vir my 'n boodskap gestuur. Ek gaan kyk as ons klaar het, waar het jy om jy op TikTok gestuur, want ek sal nou weer 'n ding gaan install, want ek lees die TikTok boodskappe nie, maar ek sal hom gaan install en dan sal ek kyk daarso en vir jou reply, no problem.
Ag nee, dit is so nie, dis so, ek weet nie waar dit gaan eindig nie. TikTok Ja, want ek was polisie. gisterand weer hier op 'n live met 'n bitter interessante persoon, en die volgende met 'n kruikner, so weer een van hierdie ou brandertjies hier van die kant af van 'n ene, wat is die vent? Maar hy het nou 'n moerse beef met Skalk. Ek gaan vir jou nou sê wat is die mens se naam, man. Vader tog. Dis een van ou Adriaan se vriendjies. Adrian, wat Adrian is dit nou? Die knaap van die Kaap. Nou die ou is ook een van daai mannetjies. Hy het nou 'n moerse beef met Skalk om een of ander rede. Ek weet tog nou nie wat nie. Maar nou probeer hy my by sy beef met Skalk betrek. Wat is jou probleem? Ek stel nie in jou belang nie. Ek weet nie wie jy is nie. Ek weet nie wat is jou wat is jou motief? Wat? Ek wil niks weet van jou nie. Ek ken jou van geen kant nie. Ek en jy het nog nooit 'n gesprek gevoer nie. Nou wat? Nou kom jy hier van die kant af in met jou vieslike opmerkings. Weet wat is jou probleem, ou maat? Ek wil niks weet van jou nie. Nee, Want jou beef met Skalk het met my absoluut niks te doen nie. mens sien, dis die ding ook, jy weet van Hannes wat so mense ge-PM het, wat in ons lives inkom en goed. Waarvoor, as hy nou, hoeveel is ons is nou maar 32 mense, as hy nou 5 van hierdie mense in die live nou PM en sê, Potty is 'n poepel, los hom uit en die 5 klim uit, Ja. gaan dit vanaand nou keer laat ek my huis verloor en ek gaan nie 'n bord kos op my tafel hê nie. Wat Nee, probeer hy nou bereik? Ja, mense onthou TikTok is maar 'n lae-rangse sosiale platformpie, jong. Dit is so, veral as jy moet hierdie mense betrokke raak. En ek is so bly, die ou nie en Erna het my sommer nou mooi geruk, jy weet, ingeset. Want ons kom op die haatgroep op Facebook, kom ons al jare met hierdie goed, en dit is klein skaal. Maar is interessant om te sien, dis absoluut die tipe swak karakter mense wat met al hierdie goed betrokke is. Op TikTok kan dit nou net verder, die klomp het almal mekaar al ontmoet, en dan draai hulle teen mekaar. Jy sien, nou wat hulle doen, Potty, nou kom hulle by mekaar met hierdie wat ons noem die TikTok meet and greet, ja. Dan ontmoet hierdie spul mekaar nou en daar stook hulle mekaar nou nog meer op. Ja, daar stook hulle die haat nog meer. En nou gaan hulle weg met hierdie idees, né? En dan versprei hulle nou hulle gif nou verder op TikTok. Maar onthou nou, dit is nou soos ek en jy hier sit, ek en Erna, en ons voer 'n beskaafde, redelike gesprek. So floreer daardie tipe mense op hulle tipe kommunikasie. Hulle floreer, hulle hou van hulle tweespalk, hulle haat, dit is hulle wêreld, dit is waar hulle lewe. En dit is waar hulle floreer. En niks gaan dit verander nie. Niks. Maar dit is soos die hallo, ja, praat Erna. Nee, wat ek net wou sê is, dit is soos jy sê, Rockjock, daai meet and greets, ek sal nooit soontoe gaan nie. En dan begin die moeilikheid, en die ander ding is, wat ek agtergekom het, is as mense jou nommer het, want dan gaan iemand vir jou nou iets sê DM oor iemand anders, en nou raak jy aan die gesels, en dan raak hulle kwaad vir jou, en dan bring hulle dit uit. En ek het net daarby bly staan, dat niemand het my nommer nie, behalwe my 4 partners, wat ons altyd meer live, en dan 1-2 ander persone op TikTok. En ek bly daarby, ek wil nie my nommer vir almal gee nie, want dit is net eenvoudig moeilikheid wat dan kom. Absoluut. Nee, Erna, as ek het nou in lekker boere Afrikaans kan verduidelik, want ek kan dit nie anders verduidelik nie. As jy nou vir jou gat 'n ordentlike lat wil pluk, dan is dit nou jou goue kaartjie, hoor.
Presies. Ja. Nee, presies. My Julle- nommer bly myne. En hierdie WhatsApps en goed en recording het dit moeiliker gemaak want almal Ja. doen dit en almal gebruik dit teen mekaar. Ja. Dit Nee, lyk en dit- so of ek nou 'n pel gaan nou 'n pel raak met Erna. Jy so maar te rekord en ek gaan nou lekker met haar praat en ons gaan mekaar vertrou en môre het ek genoeg en ek draai haar teen nou en nou het ek 'n klomp voice notes om op 'n live te kom speel en die geld rol in. Daar so. Net so. En nou vandag is ek en jy nou hand om die blaas. Ons is nou dik chomme. Dan sê jy nou ietsie waarvan ek nie hou nie en dan môre dan is ons nou die grootste vyande onder die son. Jy weet in ons jong dae, jy gaan dit onthou hierdie maatjie vir 'n praatjie, hier's 'n koei vir 'n stoei, waar's 'n bil wat bil? Baie goed, daar 'n ou CB's ou se ou wat teen 9, weet jy hoe dit vir jou nie baie gewees? My maat, ons het naweke. Dan die Northern Areas teen die Summerstrand area, daai kant van die baai nou, noord teen suid of hierdie area en daai area. Het ons cricketwedstryde gereël. Ja, was rugbywedstryde gereël. Dan kom ons nou naweke by mekaar. Ons het stande in cricket gehad. Weet jy hoe ons CB ouens tussen mekaar gebraai? Daai dag in gespeel, in die dag geniet. En vanaand praat daai mense tot hulle uitpaas, maar daar was nou 'n reëling ook want daar was mos nog nie selfone daai tyd nie. So as jy gedrink het by die game, dan ry jy nie huis toe nie. Jou sleutels word gevat en gegee vir iemand wat nie drink nie. Daar was nooit bekleiereis gewees nie. Ja. Man, nou lyk dit my hierdie ouens draai hierdie by einkomste, maar kyk waar loop dit uit. Die rede hoekom daai CB, daai civilian band, dit was veronderstel om 'n burger 'n soort van 'n siviele beskermingsnetwerk, né? Want onthou daai tyd het ons mos nou gesit met hierdie terroriste wat nou kom bomme plant het en dit was die oorspronklike doel. Maar toe wat gebeur het, toe hierdie ouens met frekwensies en goed begin neek wat weermag en polisie frekwensies is. Ja, sien dit. Ja. En dis hoekom dit gestop is, want hulle het begin interfereer met weermag frekwensies. Nou jy kan mos nou dink wat 'n gemors kom daar uit. Ja, maar jy sien daar die Breytown ouens nou weer bygekom. Want die Breytown ouens het toe hierdie scanners begin kry. Yes. Want toe ek in die werk met water. Die Rockchok was die skottel goed. Ja, ek was goed. Okay, nee, reg. Want toe die Breytowns mos nou hierdie scanners gekry wat hulle die polisie so ingeluister en jag hulle vir die ongelukke. Dis reg. En wie ek was mos 'n radio-operateur in die weermag gewees. Ons het CB frekwensie geluister, kanaal 21. Ek dink as ek kan reg onthou in my hele want ek het elke jaar my kampe gedoen, het ek een keer 'n karongeluk gekry wat iemand op kanaal 21 gerapporteer het en ag net maar die brand. Daai tyd die brandweer nou nog uitgegaan vir ongelukke. Dit was 'n groot ding. Ja, o ja. En so ja, dit was 'n lekker stokperdjie. Nou die kanale verander storie waarvan jy nou praat, jong. Ek was stout, ek was deel van daai garde, maar dit was nou nie vir polisie en goed nie. Want ons het wat hulle dit genoem het, jy het skiep gekry, dan praat jy met 'n ou in Pretoria en jy kan oor see praat, maar nou die oorseese kanale was nie wettig in Suid-Afrika nie. Ja. So ons moes nou hierdie CB's getune het, laat hy die oorseese frekwensies. En dit was teen die wet, en toe jy wat jy gekry het, 'n foot warmer, 'n amplifier. Dan jy nou nog al 'n bietjie meer krag. Here broer, ek het vandag nog, ek gaar mos alles op. Ek is so 'n hoorder. Ek het iewers hier 'n hele boks poskaartjies wat ek so vir oorseese ouens gestuur en dan jy nou kontak gemaak en ja, hier praat iemand 19 Army Radio 1378 Army Radio. Maar Potty, jy sal nou weet waarvan ek praat.
Jy was nou 'n radio-operateur, so jy ken die ou B25, né? Daai ou groot Ek wil radio. hierdie Tony nou net geantwoord het op dit, ja, die ou B25. Ja. Nou Radio het met daai- 702. Ja, dan sit ons aanderkant, né, noord van Zangongo. Nou jy weet waar Zangongo. Dan luister ons Radio 5 Dis hy, en dis hy. Springbok Radio. Luister Ja, kom. ons op die B25 Dis reg, en dis Saterdag luister jy rugby. Maar toe was dit nog, ek gaan nou sê wie was die ou Frik die radiokommentator man, hy was 'n O, baie Gerard bekende- de Villiers. Gerard de Villiers, Ou daar speakerie. sy. Ja. Ou speakeries, né? Dan luister ons rugby, dan sit ons noord van Zangongo in Angola, dan luister ons rugby op die B25. Maar jy kon nie die hele gesprek, die hele wedstryd volg nie, want ek meen daai op B25 het 'n battery verniel. Hy hardloop uit, ja. Ag nee, wat vinnig. Maar ons het elke ou in die groep, in die patrollie of wat ook al, jy het altyd 2 ekstra batterye by jou gedra, want kyk, as jou koms Dis hy. as jou koms in sy moer is jy en jou moer. Ja, daai ou So jy het Nike altyd- batterye. Ja, jy het altyd toegesien dat jou koms was in orde en jou, jy weet, as jy jou koms verloor het, my maat, het jy groot moeilikheid gehad. Ja, nee, dan sit jy afgesny. Ja. Ja. So jy het altyd toegesien dat jy ekstra batterye saam met jou saam met jou gedra het vir daai ou B25. Yes, en daai ding was swaar. Mense, daai ou B25 dit was mos 'n moerse ou radio. Ja, dan synder het swaar Onthou gedra. nog met daai Ja, so groot ding, hoofantenne. Ja. Ja, jy maak mos 'n klippie vas en dan gooi jy die draad so in die boom in. Dan praat jy. Dis reg. Ja. Ja, nee. Hallo Andrei, Ek wil net vra hier. hoe gaan met jou? Gaan, dankie man. Ek luister nou hierso na julle lekker gesprek. Terwyl ek klaar kry, want ek het nou so 'n klein verfjobbie wat ek wil doen. So, ja, dis lekker om met jou mense te praat. Of te luister althans. Ja, nee, en dis nie 'n gevloek en 'n geskel nie. Ja, nee, baie respek. Ja, sy. Daar bietjie van nou skakel ons stories praat en weet wat dis hoekom ek daar gesê het ja nee jong, jy kry ons boere in Afrikaans. Ja. Ja, nee. Julle Andrei is saam met my in 'n Bybelstudiegroep gewees op 'n stadium, is hoekom ek hom ingesit het. Potty, ek ken darm hom. Hy is welkom hierso, want hier gaan hy nou definitief nie geskel word nie. En die ander ding wat hy doen wat baie interessant is hy gaan op 'n kajak uit op die see en dan vang hy vis. Okay, so hy's een van daai vissermanne. Ek kan my altyd verkyk aan hulle. Jesus, maar daai ongeluk, daai klein ou dingetjie wat hulle so op sit daar op die see en vis vang. Dis baie interessant. En dan kan ek maar net seker by sê ek is nie vandag se kind nie, né? Ek is 65 jaar oud. My aarde. Ja, presies. So ja, dit is my baie lekker. Ek is nou ook maar op pensioen. Ligtelik agtergrond. Ek was 41 jaar in die lugmag gewees. So ek is ook maar 'n veteraan kan ek nog sê. Pragtig. Waar was jy gewees, Andrei? Hoofsaaklik maar watergroot. Maar Okay, dan so het jy- ek dan het ek 6 jaar bloedspruit gewees. Ja. Daar het ek offisier geword, toe moes ek verplaas word, toe is ek teruggeplaas Pretoria toe, HK. Maar ja, ek het daarom gelukkig ook maar om 'n paar keer Roende en Dangwa te wees te ondersteun daar. My beroep is 'n armorer. Jy weet seker 'n armorer. Okay, so jy het tussen die vlamgatte gewerk. Ja.
Ja, sy. Maar weet jy, André, dit is hoe ek 'n man uitgevang het, want ek sit eendag luister na hierdie perd, maar maat, hierdie perd vertel vir my oorlogstories wreed hoor. En hoe hulle nou geoperate het en. Toe sê ek vir my, weet, ons het nou maar gewerk, ek was Fire Force, jy sal presies weet waarvan ek praat, en ons het gewerk met die Pumas en met die draadkarretjies. Toe weet hierdie man nie wat sy draadkarretjie nie. Toe sê ek vir hom, in daai geval lieg jy. As jy nie weet wat 'n draadkarretjie is nie, dan lieg jy vir my. Ja. Nee, kyk, ek was bevoorreg geweest. Met my beroep, soos ek sê, my beroep was armorer. Ek wou eintlik flight engineer geword het. Okay. Jy weet, dan kan jy nou lekker gunner in die altyd die Puma wat doorganger in jou kykkar. En selfs met die draadkar, ek meen daai alou. Ja. Ek wil vir jou sê ons het nou 'n nuwe LU8 helikopter gekry, mos nou met die armteel. Maar wat jy weet as jy die twee vergelyk, daai draadkar van man, hy is oor die 50 jaar oud. Het net die performance gehad as wat hierdie slinte nuwe hoogtegnologie helikopter gehad het. Ja, nee, daar vir sy tyd was daai Alouette of aka die draadkarretjie. Ja. Jou doorganger. My maat, daai ding was dodelik. Kyk, 'n insurgent het nie weggekom nie. As hy 'n draadkar op sy gat gehad het, het hy nie weggekom nie. Presies, man. Dis 'n kanon wat daar in daai deur was en Ja. nee, daai ding was gevrees geweest. Met die ouens het geweet, ek kom nie was van die 12,7 was. Ja, nee, want jong. As jy André? as jy André, is jy nou op die see? Nee, ek is by die huis op die oomblik. Soos ek sê, ek gaan net so 'n klein vers jobie doen. Ek kyk na donderdag, die weer lyk alright vir donderdag, so ek wil kyk of die donderdag kan uitgaan nie. Okay. Ja, ek moet eintlik 'n live probeer op die see, maar ja, jong, ek het nie 'n lekker houer vir my foon nie. Ja, dit is altyd maar 'n probleem. Maar want partykeer hoor ons jou nie mooi nie. Ek het gedog dis dalk die branders wat so maak. Okay, nee, ek het hier my garage. Ja, yes, nee, maar hierdie is vir my baie interessant met die ouens op hierdie kajaks wat so vis vang. Miskien is dit nog vir jou wat ek party oggende so kyk. Dit is vir my verbasend met daai visstok in die byt en alles op daai klein spasietjie. Ja. Nee, kyk, dit is 'n missie hoor, want jy weet presies wat jy daar sê, jou spasie is so beperk. En jy het nog baie om te doen op daai, en dan moet jy heeltyd op jou gat sit terwyl jy nou vis vang. So ja, daar's nie rondloop en 'n koffie gaan drink en dan 'n bietjie, en die ander ding is wat meer uitdagend is, ek meen jy moet roei tot waar jy wil kom. Ja, jy moet fiks wees. Ja, jy moet roei, dan het jy die wind om in ag te neem, jy het die seestroom om in ag te neem. Ja. Dan die golwe wat dan weer wag. Ja, as jy my TikTok gaan kyk, daar is 'n paar nice video's op van wat gebeur as jy daar in wil ingaan en wil uitkom. So ja, dit is baie interessant. Ek het nou die 'n baie oulike interessante video gesien. Ook so, maar dit was 'n Australianer wat ook so uitroei, maar hy het nou net gaan roei op die see en toe word hy gevolg deur 'n wit haai. En hierdie ding is hier al om hom en dit is 'n moershaai. En op 'n stadium is hierdie ding onder sy kanoe. En ek sê vir jou sê, hierdie kerel was bitter benoud. Hy was dik benoud. Jy kon ook hoor, weet die manier wat hy praat. Ja. Kon jy hoor?
dat hy was nie baie gelukkig met hierdie haai wat hier al om hom swem nie, en dis 'n groot ding. Want jy het hom gesien van tyd tot tyd het sy dorsale fin bo die water uitgesteek en jy kon sien dis 'n fris haai, hoor. Ja, ek volg hom ook, hy is die nomadic fisher, ja, en daai, jy kan nie glo nie, daai een video, kyk, hy was op die nuus gewees, en daai ding het groot opslag gemaak, en Ja. dit het sy rating dat post, Ja. maar jong man, is 'n klein, flippin jong laaitjie. Ja, dis 'n jong man. Ja, En dis ja. een van hierdie, jy kan sien, dis een van hierdie, dit is 'n sea-going kajak, né? Maar as jy die grootte van die haai vergelyk met die kanoe, kon jy Ja. sien hierdie dis 'n moershaai gewees. Ja, dit is So een jy daai daai video gesien. Ja, hy's 'n monster gewees. Nee, ek het hom gesien. Ek het daai video gesien nog voordat ek hom begin follow het. En Ja. Ja, kyk, jy sal nie glo nie, ons vang nog 'n baie hamerkop haie. Okay. Maar die grootste een wat ek gevang het was seker so 2 meter. Voor 2 meter daar rond, ja. Ja. Maar dan vang jy hom en dan as hy naby kom dan sny jy maar die lyn af. As Ja. hy sal nie self afbyt nie. Ja, ek wil net hierso baie dankie Lily Rose wat my hier bedank vir wat ek vir die land gedoen het. Lily Rose, dit was maar net 'n groot plesier en dit is maar in ons bloed, ons liefde, maar baie dankie vir daai mooi boodskap hier, hoor. Ja, weet jy, Potty, dis nog 'n ding wat ek baie kry, baie mense wat vir my dankie sê vir ons ou veterane, en ek gaan dit reguit sê vir mense daar buite, ons waardeer dit meer as wat julle dink, hoor. Daar's baie dit mense is so. wat vir my Is- sê is- dankie vir wat ons daai tyd probeer doen het. En, Ja. ek waardeer dit. Ek waardeer dit regtig. Ja nee, as ou kyk na hoe die Amerikaners agter hulle veterane staan en dan is ons maar regtig in die rug gesteek en weggegooi. Maar dieselfde met die Amerikaners na Vietnam. Hulle storie, hoor. Ek praat nog met 'n paar van daai ou Vietnam veterane en hulle is baie bitter nog steeds daaroor, hoor. Ja, Dieselfde storie. Selfe storie beklei vir wat, vir niks. Nee, dit is so. Maar is ag, soos ek dis het verby. oorlog gesê, jy weet, in 'n oorlog is daar nooit 'n wenner nie. Nie regtig nie. Maar hoor ek wil gou terugkom na hierdie B25 storie toe. Jy sal my nie glo nie, 19. Nee, ek gaan die ek 'n jaar moet sê, maar die aand wat Gerry Coetzee geboks het en sy wêreldtitel gewen het, nê. Yes. Daai aand het ek in nagskof gewerk. En ons het daai geveg in die radiokamer geluister en omtrent die hele Amikamp was in daai radiokamer. Ja. Met 'n moerse kan melk. Dit was wat die chef nou daar vir ons aangebring het. En wragtig daar toe Gerry nog hy fight gewen of dit was oor 'n AMI radio geluister. So hulle het mooi gekyk ook na ons. Nou gaan ek vir jou ding vertel, Potty, jy gaan my nie glo nie, jy gaan vir my lag. Ons het lank na die tyd het ek met 'n Kibaan gepraat. En hierdie kerel sy werk was om in te luister op ons radiosyne. Ja. En hy het gesê hy het dit gehoor. Hy kon nooit Afrikaans per se verstaan nie, maar hy sê hy kon as gevolg van die kommentaar wat gelewer was, kon hy min of meer aflei wie wen en wie verloor. Ja. Interessant, ek was nie betrokke by dit nie, maar hier by Kommandant OP, hier by ons in EP Command het hulle, ek dink dit was 5 syn ouens wat radio jamming gedoen het. Yes. En berigte ingeluister het. Ek het baie kere dan ek daar by hulle gesit en geluister. Dit was nogal interessant hoe daai ouens, hoe vinnig hulle frekwensies optel en daai ander manne se berigte ontleed, nê. Correct. En hulle het maar dieselfde met ons ook gedoen.
Ja, verseker. Maar kyk, ons het ook doelbewus vals inligting deurgegee. O, die propaganda, ja, dit was my orals. Ja, kyk, ons het die hele tyd gedoen. Dit was standaard protokol om vals inligting deur te syn met die doel dat hulle dit optel. En dit het gewerk. Ja, nee, absoluut. Jy is so interessant, ek gaan nou nie name kan onthou nie, maar met die ANC, ook in pre-94 nou natuurlik, was daar 2 wit ouetjies gewees in die Kaap. En hulle het onder by 'n woonstelblok het hulle 'n stoorkamertjie gehuur. En daar's hulle nou met hulle printingmasjiene in en hulle het net pamflette geprint. Ja. Dis informasie. Dan het hulle daai goed gevat, die pakke in die nag en in die strate gaan gooi en laat die goed die wêreld vol waai. Ja. En dit is maar hoe die goed aan die gang gehou is, nê? En ek is amper seker van ons sou dieselfde gedoen het, nê? Iewers maar pamflet uit 'n vliegtuig uitgegooi het dat dit die lokasie vol waai of Ons het. Nee, ons het dit in Angola. Mag nou seker nie meer sê lokasie nie, maar ek praat nou Army-taal. Dis nou maar wat ons het dit ook gedoen. Ons het dit in Angola gedoen. Ons het pakkevol disinformasie versprei onder die lokale bevolking. Ek weet vir 'n feit. Ons het as gevolg van vals radiosyne wat ons gestuur het ons 'n hele SWAPO militêre basis ontruim sonder om 'n skoot te skiet. Want hulle die sein opgetel en hulle was vas onder die indruk dat ons beplanne operasie en hulle daai hele kamp met ek weet nie hoeveel insurgente het hulle ontruim. Ja. En hulle is daar weg. Maar daar ons het hulle rondgejaag, hoor. So met disinformasie het ons hulle die hele tyd op hulle tone gehou. So hulle het definitief daai syne opgetel en dit geïnterpreteer en die ding is hulle kon nie sê is dit misinformasie of is dit regtig so nie. So hulle het nooit 'n kans gevat nie as hulle hoor ons gaan nou in 'n sekere area operate, dan het hulle pad gegee. Maar dan het nooit so toe gegaan nie. Okay, hier kom iemand in. Hallo Lily Rose. Per ongeluk of het jy gevra om in te kom? Hallo Lily. Lily Rose. Ongeluk Ala uit Erna. Dankie Lily vir al die gifts en die koetjies wat jy vir my stuur. Sy het per ongeluk ingeklim. Weet so julle, voor ek gaan nou uit die groep uit klim, né? Maar voordat ek uitklim, wil ek julle 2 ander manne vra wat nou ook diens gelewer het aan die land ten opsigte van beskerming en so aan. En hoe julle nou voel oor ek sal nie sê die bydrae wat ons gelewer het was vir volgens ons 'n goeie doel gewees. Maar as julle nou terugkyk na alles wat gebeur het en waar ons nou is en ons die weet ons land wat in sy maai is en alles. En dit waarvoor ons kan ek amper sê ons lewens gewaag het. Of dit enigstens die moeite werd was. Okay, my persoonlike opinie is ja, dit was. Ons moes doen wat ons gedoen het. Anders sou hierdie land 'n bloedbad gewees het al in die 80er jare. Wat nou gebeur, dink ek persoonlik, is ook 'n goeie ding. Ja, daar is nie werk nie en daar is nie kos nie. Maar iewers gaan hierdie toukie ook moet ophou. Dit moet gaan beter gaan of die Amerikaners nou gaan inmeng hierso of nie. Want so kan dit nie aangaan nie. Ek meen as ou kyk na die populasie, hulle draai nou al teen hulle eie regering. So ek dink in die guns van ons kinders of ons kleinkinders
dink ek hierdie land gaan weer eendag, miskien in ons leeftyd nie, maar ek dink dit gaan weer 'n spogland raak. Ek weet nie, dis my persoonlike opinie en hierdie oorlog nou hier oorkant, dink ek kan miskien hy kruitvat wees. Ek kan nie sien dat die ANC nog 'n verkiesing oorweldigend gaan wen nie. Daar's nie 'n manier nie. En van daar af kan dit net beter gaan. Dis hoe ek dit sien. Potty, my opinie is ek stem met jou saam, ons kon nie aangaan soos ons aangegaan het nie, ons kon nie. Nee, ons sou gedooi het, ja. Wat ons wel gedoen het, ons het tyd gewen, want onthou in 1989 en in 1994 toe is hierdie spul is toe mak. As die spul kommuniste hier oorgeneem het in die 60s onder Brezhnev en Khrushchev en daai mense was dit heeltemal 'n ander storie, hoor. Wat gebeur het was ons kon nie aangaan met die apartheid ding soos ons aangegaan het nie, ons kon nie. En almal het dit geweet. Ja. Ons het basies net tyd gewen. Maar as ons in 1960 as Khrushchev en Brezhnev en daai mense nog daar was, dan was dit, glo vir my, was dit 'n ander storie. Hulle sou vir ons uitgeroei het. My maat soos want onthou, daai mense was geharde kommuniste. Die klomp wat oorgeneem het was al gematigd. Mandela en sy klomp was gematigd. Nou, ek praat nie hierdie plaasmoorde goed nie, want dit is nog alles deel van daai uitwissingsprogram. Absoluut, maar soos jy sê, die dinge draai vir die ANC baie vinnig. Ek praat met baie swart mense, ek is mos in die mynbedryf en geologie en in die mynbedryf en ek praat met baie swartes wat vir my sê, ons kan nie so aanhou nie. Iets moet en gaan gebeur. Ons kan nie so aanhou nie. So die ANC is op 'n mate besig om homself uit te brand en teen homself te beklei. So daai oorlog, as jy wil inhak, is nie verby nie. Dit is nie verby nie. Dit is nou net nie 'n direkte militêre stryd nie. Maar daardie ding is nie verby nie. Soos jy net nou tereg gesê, die ANC is besig om homself uit te brand met sy optredes. Nee, dit gaan iewers stop en ek dink dis baie naby. Ja, dit is ons het almal daai gevoel, insluitende 'n geweldige hoeveelheid swart mense selfs wat ANC-lede is, wat nou nog ANC-lede is, wat vir my al gesê het, die ANC kan nie so aanhou nie. Iets moet of verander, of hulle moet ten gronde gaan, maar hulle kan nie aangaan soos hulle aangaan nie. En baie mense besef dit, insluitende swart mense wat nog steeds lede is van die ANC. Nee, die mense is ook nie blind hier buite nie. Dis hoekom ek sê, okay, nie definitief nie in my leeftyd nie. Ek kan nie dink ek gaan nog 10 jaar leef nie. Maar ou weet nie wat die ou baas in plan het nie. Maar ek dink as dit nie die volgende groot verkiesing is nie, ek kan in elk geval nie sien dat die ANC eers die volgende verkiesing gaan wen nie. Ek dink moet hierdie munisipale verkiesing gaan, ons sal die wiele sien afkom. Ek nie dat dit klaar afgekom, hulle sit klaar met ons sit klaar met 'n koalisieregering. Ja. En dan moet jy onthou ook, en dinge het mooi afgespeel, want as jy vat Chris Hani, kyk as daai ou sou president geraak het bo Mandela as hulle hom nie uitgehaal het nie, En alles het maar met 'n plan ook gewerk. Ek meen tot ou Eugene Terblans het sy rol gespeel, of die mense dit nou wil sien of nie. Ja. So al hierdie goede kom maar op die einde na 'n punt. Ek dink, en weet jy, ou het dit eendag vir my gesê, Amerikaner. Hy sê die Amerikaner se grootste probleem in die apartheidsjare was hoe om Suid-Afrika in die magte van Suid-Afrika se hande te sit. En hulle het dit reg gekry. Hy sê vandag is hulle grootste probleem om die magte in Suid-Afrika weer weg te vat, om die regering in die hand te sit van mense wat dit kan doen, sodat dit vir hulle ook maar gefaal. Maar jy weet natuurlik, Potty, daar's 'n groot militêre basis, Amerikaanse basis in Botswana. Botswana, ek weet van hom, ja.
En hulle sit daar. Hulle is reg. En Trump, hoor wat ek vir jou sê, Trump gaan vir Ramaphosa roer. Ja, hy gaan. Want Ramaphosa weet ook, kyk, hy het 'n groot bek en hy praat en. Maar kyk 'n bietjie, hierdie plaasmoorde en goeters het skielik het dit baie minder geword. Want Trump het vir Ramaphosa baie mooi gewaarsku. Ja, nee, dit is so. Baie duidelik. En Ramaphosa, alhoewel hy 'n etter is, in my opinie, is slim genoeg om te besef dat Trump speel nie. Ek dink hulle het dit gesien met daai president en sy vrou wat ontvoer is ook. Hy gaan een oggend wakker word, hy gaan in Amerika, of hy gaan hier aan die slaap raak en hy gaan in Amerika wakker word. Ek hoop so. So ja, en hulle moet oppas, hulle het gesien wat met Bin Laden gebeur het. En ek dink hierdie ouens weet dit ook. Kyk Trump speel nie en ek sien nou vir jou Ramaphosa en Julius Malema en daai ouens slaap nie lekker in 'n nag nie. Ek glo nie hy kan lekker slaap nie. Nee, kyk, hulle is baie bekommerd en Julius Malema is skielik baie stil. Baie stil. Ja, hy stil, maar ek dink hy worry oor hierdie hofsaak want ek weet nie hoe hulle gaan maak om hom nie tronk toe te stuur nie. Dit hulle kan nie. Ek meen daai saak is van so 'n aard, hulle kan hom nie net 'n waarskuwing of 'n boete gee nie. Hy moet tronkstraf kry. So ek weet nie wat hulle daar gaan doen nie. En dit kom ook nou sometime op, nee, is ook mos nie meer baie ver nie. Wat met hom gaan gebeur is, wat met Zuma gaan gebeur is, hy gaan tronk toe vir 'n maand of 2 en dan gaan hy uit omdat hy nou een of ander siekte het. Of soos daai, wat is daai Indiër, wat was hy wat mos uit die tronk uit is omdat hy konsyskanker gehad het. O, die golfspeler. Die golfspeler, né? Ja. Dis wat gaan gebeur met Malema en dit gaan sy ondersteuners nog meer maak want nou is hy 'n martelaar. Dis hy. Jones, wil jy inklim? So ek sien jy jy het kom sê môre vir ons man, ek sien jy het vir my 'n boodskapie ook gestuur. Ek dink nie dit was 'n vloekboodskapie nie, maar is jy daar, Jones? Hy Jones het nou so groot geskrik vir my, sommer sy foon afgesit. Nee, wat hier praat ons uit, ons is nie kwaad vir mense nie. Yes, rockjock, maar jy moet vir jou definitief 'n vrou kry of 'n skottelgoedwasser, hoor. Nou gaan die vrouens my aanval. Hoor, hy Erna gaan nou unmute. Sy's op my keus. Erna gaan vir jou nou slag gou maar. Ja, ons is nou ongelukkig 'n verkeerde tyd van die dag. Die ou nie sê sy's ook besig en nou skalk is opwees weer. Sy man het baie konferensies en goed wat hy mee betrokke is op hierdie internet. Maar die internet het dit maklik gemaak vir die mense om te werk van die huis af, nê. Ja, dit klink my soos my klink is 'n skalk redelike besige mannetjie, hoor. Ja, hy woeker jou. Ek gaan bel ek kom aan sê. Ek is besig. Gaan sit ek maar net neer. Ja, die fan waarvan ek wat ek jou wou van praat, se naam is Melvin. Die ou het nou om een of ander rede het hy nou 'n beef met my opgetel. Vader alleen weet wat het ek gedoen om hom nou te irriteer, maar nou ja. Ja, dit is die slim TikTok. Dit is die TikTok speurder. Hy's nog 'n luitenant want hy verwys na luitenante in die polisie. Ja, die polisie het nie eens meer luitenante vir jare nie. Ja, nee, wat? Dis mos hulle wat by die hof opgedaag het. Is dit die ou reken hy's 'n luitenant in die polisie? Nee, hy het 'n luitenant aan wie hy alles stuur en rapporteer. Hy's nog so 30 jaar laat. Nee, maar wag 'n bietjie, maar dan is jy nie belangrik nie, want my doen en late word gerapporteer aan 'n generaal. Het jy bevordering gekry? Ja, nee, kyk jy ou wat net direk na generaal toe. Ag, jy weet. Nee, ek is important, maar jy gaan my vanaf moet aanspreek as meneer, want my doen en late word sommer gerapporteer aan 'n generaal. Ja, nee, kyk, hoor hierso.
Julle gaan my nie glo nie. Ek hoef nie te lieg nie. Ek kry eendag, man, ek sit vas, ou Let's Pretorius, hulle het 'n forum gehad daai jare. Wat ek dink dit was boerevryheid of iets. O, die spoljag. En ek tik ook haar so en ek sê vir hulle, man, julle kan ons nou nie hierdie goede praat nie. En ons stel ook haar beef op en is oor en weer en amper vir hand uitgeruk soos in TikTok mekaar sleg gesê. Ja. Die Vader in die hemel hoor my wat ek julle nou vertel. Ek kry 'n oproep nie. Die PK wil my sien in Bishu. Die volgende dag of dan nou ook al. Ek is hier deur Bishu toe hulle vat my nogal. Ja. Iemand nou daar, dit was nie Letsel self wat gekla het, dit was 'n vroumens in Oos-London wat gekla het oor my optrede, toe bel sy die PK. Nou kom ek daar so, hy sê sit en hy vertel my nou wat sy storie en daar's nou 'n klagte teen my en die polisie sien dit ernstig en al daai goed. En ek sê vir my generaal, het jy nou gekyk wie's hierdie ouens en ek op sy laptop ek al in boerevryheid sê, toe hy daai 4-kleur vlag sien en toe maak hy sy laptop toe. Hy sê, jy kan maar gaan, ek weet waaroor dit gaan. 'n Lekker Afrikaans gepraat, daar was 'n brigadier Jongile op. Ja. Here, toe voel ek daar maar top of the notch, hulle kla my aan en eerste keer wat ek by 'n generaal gaan sit en hy sê vir my, ag toe maar ek weet waaroor dit gaan, jy kan maar gaan. Toe ry ek nou deur Bishu toe net vir dit, maar ek het daarom tee gekry. Ja, ag, weet jy op ja. Jy mense is simpel. Dis die een ding van TikTok, almal kla mekaar aan, maar daar kom niks van nie. Ja, maar hoor jy, dit klink vir my hier al Jenny en soos 'n ou sy werk verloor op TikTok. O, okay, nee hoor, ek weet nie daarvan nie. Nee, dit klink vir my hierdie ouens van Spur. Praat iemand, oom, Jack, het jy gepraat? Die instruksies hier so by die huis, jong. Sorry, my mic is aan. Okay. Ja, ons het nou begin, ek is net besig om 'n bietjie te verf hier so by my. So, ja, my seun is hier, so ek en hy verf so 'n bietjie. Maar sorry man, ek het vergeet my mic is aan. Nee, no problem. Maar hoor hierso, ek moet, julle moet my maar weer as julle op is, bietjie intrek, of my net herinner dat julle op is. Okay. Sal graag wil luister en Ja. Want ek Erna moet jou kry. Ek gaan definitief met jou wil 'n bietjie visvang gesels hier gesels. Ek is baie lief vir varswater visvang. Okay. Ja, jy sal nie glo nie. Sorry, ek gaan net gou 'n staaltjie vertel. Nee, gooi hom. Ek loop gister af hier na Yvongo Pier. Ek bly in Yvongo. En ek loop af na die pier toe en hier is 4-5 ouens daar op die pier wat visvang. Waterkondisies is nou regtig nie van die beste nie. En ek sien twee manne skat hulle seker oor laat 20s en hulle haak op daar en hulle gaan in en die een ou, hy is nie baie lank daar nie, kom hy af met 'n shad, kom hy daar uit met 'n shad. Dis nou 'n elfie by ons. Daar is hy. En die ander ou net na hom kom met 'n, maar dit is hierdie ek weet nie wat noem jy dit, is 'n tipe paling, maar is 'n eel, morei eeltjie. Lyk soos 'n slang mos. Het hy hierdie ding nou so geside hoek en so aan. Ek vra hulle nou, eesie, maar waar kom julle nou van? Nee, hulle kom van die Vrystaat af. Nou dit is vir myself, hulle is ook maar ouens wat damvis vang en hulle kom hier so. Ja. En ek beloof vir jou, die ander ouens wat daar staan is almal locals en hulle vang nie vis nie, maar hierdie manne kom en hulle kom gooi in en daar haak hulle nou sommer lekker visse. So ja, dit wys jy net nie. Ja, nee, die manne vang vis. Jy moet net die idee, die ding is van visvang is ander aas wat jy gebruik, maar die strop en goed wat jy maar maak is maar baie dieselfde. Ja, ek gaan nou met jou eerlik wees. Die grootste vis wat, ek sit nou daar so in 'n kroeg, nou luister ek hoe praat die manne van die groot visse wat hulle vang. Ja. Sê ek daar vir 'n man, die grootste vis wat ek in my lewe gevang het,
was so 60 centimeter. So sê die ou sê vir my magtig mens 60 centimeter. Ek sê ja, tussen die oë. Ja, wel. Ek weet jy kan dan vir stories vertel, dis verseker. Nee, ek was maar wie weet op skool het ons so gaan elwe vang, hoor jy, ons het daar maar streepsakke vol elwe gevang en ons het hulle daai blou winterse elwe gevang. Okay, ja, en hulle is groter, gewoonlik baie groter as ons elfies wat Kajakie, jy gaan ook hou van die en dit is nou die waarheid. Ons sit langs die konyn en nou is ons bietjie verveeld, nou vang ons vis. Maar dis sommer handlyn, weet. Nee, wag, laat ek jou verduidelik. En ek gooi hierdie handlyn in en ek het 'n stuk vleis of iets aan die ding en ek gooi hom nou lekker diep en jong en ek voel nie 100 jaar nie, het ek nou ding aan hierdie lyn, maar hierdie is 'n ongeskikte ding, maar dit ook al is, hierdie is 'n moerse vis. Jong en ek trek hom in, maar dis handlyn, nou begin hierdie lyn hier in my hand insny en is bloody seer, nou het ek op 'n manier, toe nou die lyn om 'n stuk stok. Ja. Nou trek ek en my maats aan hierdie ding, want dit is, ek kry hom nie uitgetrek nie, nou is ons so 3 manne wat aan hierdie ding rem trek. Jong, en hier kom hierdie bloody vis se bek uit. En iets aan hierdie bek lyk nie lekker nie. En hierdie bek word net al hoe langer, toe sit 'n donderse krokodil. Dit is 'n krokodil gehaak, ek beloof jou. Ons het hom gevreet. Ons het hom gevreet. Ons het hom doodgemoer en sy stert afgesny en hom gevreet. Ja. Ja, yes, ongelooflik. Ja, nee manne, kyk, hoor hierso, julle moet 'n lekker dag verder hê, ons selfs later weer en lekker om om vir julle te luister, dat ek dit ook so stel. Ja, maar dieselfde daai kant hoor. Ek pot jy Dankie Andrei dat jy inge... Ag, plesier Erna en ja, ons hou my maar in die loop. Dankie julle. Ek sal jou laat weet, hoor. Okay, Erna, baie dankie julle. Lieflike dag verder. Bye. Baie dag ou groot. Vir jou ook, Bye. Ja, maar Rotjock, jy praat so, jy weet, ek onthou nou een naam. RSM of Samejoor Koos Krokodil. Koos Krokodil. Daar was hulle 'n soldaat of 2 wat Pike gewen het met 'n krokodil, hoor. Ja, hy was een. Kyk, ek het vir Koos Krokodil baie goed geken, want ek het my diens gedoen in die valskerm eenhede. Ja. So, nee, ek het vir oom Koos Krokodil baie goed geken. Baie goed. Ja, as jy nie vir Koos Krokodil geken het nie, dan was jy nie daar nie. Regtig nie. Ja, daar was so 1 of 2 wat genuen onder die water was. Hy die krokodil moet 'n mes geslag onder die water. Ja, wat gebeur het, die krokodil het hom aan die been gegryp en die ding met hom begin tol, toe druk hy sy hand in die krokodil se keel af, toe druk hy daai klep. Jy sal hom versyp, ja. Ja, wat druk hom oop, toe loop al water in die ding se keel af en toe los die krokodil hom. Maar dit was hy het vir my gesê, dit was baie amper. Kyk, dit was nou nie 'n moerse krokodil nie, maar dit was nog groot genoeg om hom dood te maak. Dis reg, ja. Nee, oorgenade. En van daar af toe die naam krokodil. Ja. Nee, daar het snaakse dinge aangegaan. Ja, ons almal. Ek wonder, Erna, ons hou jou seker uit jou werk uit. Daai Erna is nou weer besig om in te kleur daar. Dis hoekom sy so stil is. Erna is Nee, wat Potty, hoor hierso, ek doen alles so tussendeur saam terwyl ek luister. Maar hoe kry jy dit reg? Jy's mos nie van brakpan om te multitaskie. Ek weet ek is 'n vrou en 'n vrou kan multitask. O, okay. Yes, ek lag so daai een ou sê ja. Ek het dit op Facebook gelees of iets. Hy sê as jy nou vir jou vrou vanaand wil gelukkig maak, nê. En jy wil nou weet alles gaan nou mooi afloop, moet 'n mooi aand afsluit in die bed en al daai goed. Dan stap jy in by haar in die kombuis, nê. Dan klap jy op haar bout. Dan sê jy, "Jesus ou Vetty, hoe gaan dit?" Hy sê en dan sê jy vir haar, "Luister hierso, hierdie huis is so deurmekaar, nee, ek wens jy was soos my ma." Hy sê dit kan nie beter gaan nie.
So, ek wonder of daai ou vandag nog goodness. of hy ou Ek vandag wonder nog of hy nog leef. lewe. Ek wonder wonder dieselfde ding. Ek wil vir Skalk sê, ou Skalk moet 'n try met die ou nie, dan kan hy ons kom vertel wat die uitslag is. Maar Potty, ek het 'n vriend wat presies dit gedoen het Saterdag aand. Sy begrafnis is nou komende Woensdag, hoor. Ja. Soos hierdie ouens wat my op TikTok ook wil beklei met my, jy weet, hulle moet kom, maar die laaste ou wat ek geslaan het hier in die hospitaal beland en sal 2, 3, 4 en 5. Ja, ek dink arme Skalk gaan tweede kom as hy dit doen, hoor. Hoe hy die ou nie gaan hom heeldag in die kas toe sluit. Ek wonder waar is hulle so besig, maar hulle is ook so bedrywig in die dag. Maar ons moet kyk en kan ons miskien môre aand, wees so ene soos nou man. Ek like hierdie live so Erna. Ek wil nie drama hê. Ja, dit is vir my ook baie lekker. Ek dink net môre aand het ek nou iemand 'n gas wat oorslaap. Ag, maar wanneer ewer ook al man, ons is mos nou nie. Ja. Maar ek wil moet hom kajak kom gesels oor visvang en ek dink ou Rockchok gaan ons nog meer kan vertel van daai. Ek was nou nie in Angola nie, maar daai riviere. Rockchok, het julle nie 'n tiervis gevang nie? Ek hoor hy wêreld was tierviswêreld. Baie. Wat kry ek nou gifts hier so en ek sien niks inkom hier. Ja, en kyk Potty, as jy nie 'n tiervis gevang het met 'n staaltruiser nie, het jy hom nie gevang gekry nie, want hy het gewone vislyn afgebyt soos niks. Okay, so hy's ook maar soos 'n elf. Ja, kyk jy kry hom nie gevang met gewone lyn nie. Jy moet 'n steeltruiser gebruik, anders byt hy eenvoudig die lyn af. En as jy hom uitgetrek het uiteindelik, los jy op tot hy ordentlik dood is. Want jy kom nie naby daai ding se voorkant nie, want ek weet nie of jy al 'n tiervis se tande gesien het nie. Daarin sal vir jou kou soos 'n mielie, my maat. Maar wat is daar's nog 'n vis wat so vreeslike tande is. Ek weet 'n elf byt af. En dan is daar nog 'n riviervis of 'n seevis wat verskrik, behalwe nou haie en goed. Die piranhas, jy dink seker na die Brasiliaanse piranha. Nee, dit sal nie hy wees nie. Ek was mos nou nog nie in Brasil nie, man. Maar ek weet hierdie spesifieke vis, hulle vat kitaarsnare. Barracuda. Is dit 'n barracuda? Ek weet, dis 'n moeë storie. En dan 'n musselcracker is 'n verskriklike ding blykbaar om uit te trek. Ja, nee, wat 'n barracuda trek jy nie uit met 'n nylon lyn nie, uitkom. Jy vang hom met 'n steeltruiser, anders hy byt eenvoudig die lyn af. My aarde. Maar weet jy, ek lag nou eendag, ons is nou so by visvang. Sorry as ons mense nou verveel met visvang. Ons kan weer oor die AM radio's ook praat as julle wil. Ek is 'n kompetisie gewees hier by die dam by ons, die OP, ons provinsiale ouens het vis gevang daar. Here, maar dit was stil. En dan gaan die een hoek net sit 'n ou swart ouetjie en visvang met sy breinbrood. Here my maat, as hy ingeskryf het vir daai kompetisie net, het hy los aan 'n weggeloop met al daai ouens met hulle dips en pitte en wat die hel hulle ook al alles daar ingegooi het. Hy vang met breinbrood in 'n handlyn. Here my trek, is nou nie groot visse nie, my trekkie visies, daai ouens kry niks. Hulle was eintlik half die moeren vir hom. Ja, sit hy daar een kant in 'n hoekie, niks met die kompetisie te doen nie, maar hy gaan lekker visies gebraai. Weet jy, Potty, die beste aas vir visvang wat ek in my lewe gehanteer het, die beste aas. Ons het dit in Angola gebruik en dit het elke keer gewerk, was 'n handgranaat. Ja, hoor ek het al gehoor, ek het saam met die ouens van 4VK gewerk, hierso was ons in die bosse gewees, by die Perlemoen. Toe was daar 'n majoor Gert, die luitenant was 'n Kemp, en die majoor was Gert, ek weet sy vrou is so 3 jaar terug dood op 'n motorbike ongeluk. Hulle was almal van Langebaan, en dan was haar kleerling, Clive Caputo. Hy was saam hier gewees, en dan so 5 of 6 taakies ook, toe ons daar op die Sondagse rivier ry ons eendag uit, en ons vang ook so vis, met hulle boot, hulle diepseeboot,
En ons spot so, ons sê, ja, ons vang niks vis nie, man. Gooi ons het hierdie standgrenades wat ons gebruik vir die perlemoenduiker. Ek sê vir hy majoor, nee, ek sê, nee, goed majoor, kom ons gooi 'n paar standgrenades, miskien kry ons vis, hy sê, ou potas, as jy 'n vis hier wil uithaal, moet ons ten minste M26 hier ingooi. Ek sê, nee, wat? Ons het laat ek aan my eerder huis toe gaan voor ons daai rivier opblaas, toe lag hulle so vir my. Nee, daai M26 het die ding gedoen, maat. Kyk, as hy daar afgaan, ja, dan kan jy kies wat jy wil hê, hoor. Hy sê hulle dryf op die water. Hulle dryf op die water, hy skop, baars hulle lugblaasies, en dan vrek hulle. Nee, dan gooi jy hom in daai gat water, en dan staan jy so een keer weg, en as hy nou daar klap, nou klaar, die water omgekrap, dan kan jy maar gaan kies wat jy wil hê, hoor, daar is alles, van babers op, you name it, jy kan kies wat jy wil hê. Ja, ek wens ek kan weer so met daai ouens in kontak kom, weet jy, maar die majoor wat ek nou van praat, is definitief sy naam was Gert. Hy was nog 'n majoor gewees toe hulle nou hier by ons was, hy het majoor later jare gehoor, maar hy was soos ook 'n gekwalifiseerde mediek by hulle. Want ek het daar van 'n klip afgebliksem toe hy my gedokter, maar Jesus, daai goed het alles reg gebrand wat hy aangesit het. Ek weet nie wat hy daar aangesmeer het nie. Maar broer, nou gaan ons luister nou hierdie ouens. Ons gaan nou vir 2 weke in 'n oupie in saam met die ouens. Maar is nou 'n paar polismanne saam met die ouens. Ek dink daar was 3 of 4 taakies en dan 2 van die VK ouens. Ek kan nie totaal onthou nie. Man, nou kom ons daar by Sondagsrivier, nou het hulle diepsee boot ook, wat om uit te gaan eilande toe. Hulle sê toe, ons kan nou nie uit die oupies en goed, of ons kan nie beweeg dat ons gesien word of herken word nie. So almal moet hulle geld gee, daar gaan nou 1 keer kos gekoop word vir die 2 weke en dis klaar. So hulle gaan ook nou nie 30 brode kan koopie, want dit gaan nie hou in die bos nou op. Ja, dit gaan nie hou nie. Ja, nou ons is die dom polismanne, man, ons gee al ons geld, hulle gee 'n boggerol, en hulle is al weg. Maar nou ons ken mos nou nie hoe hierdie ouens operate, die broer, hulle kom terug daarso nie. Moet 'n kas ram. En 'n paar bottels 2 liter Coke. En ek dink daar was nou seker 'n stukkie vleisie. Ek kan nou nie so mooi onthou nie, maar ek onthou die drank. Nou gee ek drinkie. Hulle gee vir my 'n bottel 2 liter Coke. Hulle sê dis joune vir die 2 weke. Ek sê nee, okay. Nou hulle gooi vir my 'n glasie, hoor? Maar hulle begin nie te drink nie. Nou dog ek my, Here, wat gaan nou hier aan? Hey, drink klaar met daai glas, ons wil daai glas hê. Nou maak ek my glasie leeg. Ek dom, hulle gooi vir my nog 'n glasie vol. Drink ons daai glasie, broer, toe daai 2 liter Coke halfpad is nie. Toe maak hulle bottel ram oop en hulle gooi hom, hulle sê jy het ook nie meer Coke nie. Ek moes die mix net gedrink het tot waar hy nou genoeg is dat hulle ram kan bygooi. Broer, ek drink vir 2 weke net ram en Coke. Ja. Ons vang visies, hierdie stompies nê. Het ek eendag gevang, ons braai dit op 'n vuurtjie. Jy vreet net grate. Ja. Kos, ons het Rat-Pax en daai goed baie gehad in dit. En nee, dit saam met daai ouens, en jy moet ook nie slaap raak as hulle nog party nie, hoor, want jy's nou met jou slaapsak binne in die rivier. Ja, hulle, dit is 'n stoute ouens daai. Maar ja. En ekskuus, ek wil van my video's omsit, man, op en dit op dinge se laai op YouTube. Ek het verskriklik beeldmateriaal van my saam met daai ouens, hoor. Yes. Weet jy, dit is die een groot spyt wat ek het. Ek het baie min foto's. Want onthou ons nog daai tyd met daai ou 110, was dit 110 mm. Ek kan onthou nie van die army het ek een nie, behalwe 'n paar met die leerspele. Ja, dan het jy 24 fotootjies gehad
op hierdie ou filmpie en dit was dit. So jy het maar spaarsaam gewerk met jou fotootjies, maar jy het nie baie gehad nie. En baie van daai goed het weggeraak. Ja, dis ongelukkig so. Daar was maar 24 foto's op 'n spoel. En dit is een groot spyt wat ek het vandag, is dat ek nie genoeg foto's geneem het nie. Ja, hier vra Truth Seeker nou vir my weer, Potty, hoe kry jy die naam Kibaan? Man, ons was in die Transkei gewees met 'n ops, daar by Port St. John's in die berge in. En ek gaan dit nou kort hou, want ek het die storie al vertel, jy sal dit hoor op my vorige stories dingese. En ek het nie geweet van 'n terroris nie. Ek het nie geweet hoe lyk hy nie, ek het nie geweet wat hy is nie. Ek het net geweet hy het nie dieselfde klere as ons Browns aan nie. En daar, hulle het 'n obstacle course daar in Port St. John's vir die ouens wat, ek glo baie min Suid-Afrikaanse soldate was daar, maar vir die wat daar was, hulle hele obstacle course is onder in 'n woud. Jy kan hom glad nie in die lug uit sien nie. En daar was ook wagtorings, uitkykpunte en goed, en ek moes vir hulle batterye gevat het vir die radio's, hierdie Nycat batterye, ek B25 en die A53 het dit ook gehad. En ek is met die klomp batterye af na hulle toe, en toe ek om 'n boom kom, toe staan daar 2 Kibane, fisies. Wat hulle daar gedoen het, weet ek, iemand het my gevra nou die aand ook. Wat het die Kibane in die Transkei gedoen? Ek weet nie, iemand het gesê moontlike raadgewers. En toe ek die 2 ouens sien, hulle is nie swart nie, maar hulle het ook die Browns aan nie. Toe drop ek daai batterye en ek hardloop. En daai aand by die kroeg, is ook nie 'n kroeg, het was so 'n bos drinkplekkie wat ons nou maar gehad het, so stoorplekkie. Toe ek instap, toe is ek die banggat van die maand, Frikkie Kibaan. En daar is Kibaan gebore. En ek moes die eerste ronde, moes ek natuurlik alles gebetaal het, so banggat van die maand. So dis waar die Kibaan vandaan kom, en daai Kibaan het saam met my gegaan tot vandag toe. En interessant, die polisie het hom nie so baie geken nie, maar ek het nou baie van die ou weermag, die weermag het in hulle lewe nog nooit 'n vliegtuig gehad, die lugmag. Die lugmag vlieëniers het omtrent almal oorgekom polisie toe. Nou PE se lugmag ouens het ek met daai opse saamgewerk daai jare, ou Fred Viljoen en nou Theo Meyer en daai ouens. En wie se een wat die Norris Crooks gekry het, hy's ook al dood. Hulle het die naam Kibaan onthou. Baie keer het hulle na my verwys as ou Kibaan. So maar die polisie was nie, dit was nie my naam nie. So hy het maar so nou en dan uitgekom en ja, toe raak Frikkie Kibaan, hierdie groot regse verraaier en ja, Johannes Lottering het nie 'n klou gehad waarvan hulle praat nie. Maar ja, so het elke ouma sy eie naampie opgetel nie. Ja. Ja, interessante dae. Wat mis ek nog hier so? Ag, ek dink ons kan nou maar seker begin. Kubai sê, ons gaan nie nog mense uitkry nie. As hy mense, ek moet gaan werk. Ja, ek moet ook 'n bietjie aangaan, ek dink so. Jy moet ook weer 'n bietjie jou ding aansit as jy eendag daar sit en werk en musiek luister. Ek like jou musiek om sit en luister. Ja, ek gaan dit definitief doen. Ek was lanklaas op 'n live. Ek gaan dit doen, Potty, hoor, maar ek het jou nou hier gesien. Want jou man skuld ons nog 'n follow-up oor daai treine. Ek wil weet waar ons sy idees gekom het. Ja, is reg. Ek gaan vir hom 'n bietjie aanpraat dat hy dit doen. Ja. Nee, dan sit maar dit was baie lekker, Potty, hoor, dankie. Nee, dis reg, ek het dit geniet en almal wat kom luister het, baie dankie, ons maak weer so. Dankie, Rockjock. Okay, Rockjock. Mooi dag vir julle almal, hoor. Lekker dag. Okay, bye. Oh, no.